Ek groet u hartlik. Julle is meer werd. 'n Verwysing wat vanuit Matteus 6 kom, wanneer Jesus praat ten opsigte van die kwelling van die lewe om jou te kwel, of jou te bekommer oor dinge. En draai elke mens maar nie 'n sekere tipe van bekommernis of kwel in ons harte rond nie. Die beste is maar om eerder 'n bekommernis of enige gebeurtenis eers te hanteer, wanneer dit opduik, en dat ons soms nie die bruggies wat ons oor moet loop, vooruitloop, en dalk gebeur het of kom het nooit nie. Ons gaan daaroor wanneer ons daarby kom, sou hulle sê. Kwel jou nie meer nie, wees dus nie meer bekommer nie, want die lewe, sê hy, is meer as klere en voedsel, as die sigbare. Eintlik, die onsigbare is van meer belangrik as die sigbare. Maar die kwelling van ons fisiese lewe is tog maar, is ons versorg, sal ons genoeg hê. En dan skryf hierdie woorde so bemoedigend aan elke hart. Kwel jou nie oor die lewe, want jy kan nie regtig bepaal oor wat jy sal aantrek en eet nie. Want soos wat God vir die natuur en vir die mossie, die woord mossie word gebruik, en vir die voëls daar buite sorg en die blomme oorklee met die mooiste heerlikheid, skryf hy. So sal ons hemelse Vader vir ons gee wat ons nodig het. Dis die antwoord. Werp al jou bekommernisse, al jou kwellinge vanmôre op hom, 1 Petrus 5:7, sodat hy vir jou kan sorg. Kwel jou dus nie meer oor die dinge van die môre en die oormôre, wat jy in elk geval nie die mag oor het om te kan verander nie. Leef elke dag op beslag, op die genadedag wat in jou gegee is, en God sal vir jou sorg om die nodige te gee, omdat die hemelse Vader weet wat jy nodig het. Veel meer, julle is meer werd as hulle. Die Here seën u.